Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanaand net weer voor U stil te word nie. Here Jesus, U is die koning van konings en dankie dat U vandag nog gesels en praat. Here, dankie dat U met ons is, saam met ons is, Here, by ons is. Ja, Here, U stem is vir ons meer werd as die lewe self. En ek kom bid vanaand, Heilige Gees, kom lei ons in 'n profetiese kultuur. Kom lei ons in 'n profetiese kultuur. Daar is niemand soos U nie. Dankie vir hierdie vars belewenis net in die Gees, Here, hierdie vars manna, Here. Dankie dat ons nie op die ou gaan nie op die ou manna gaan nie, Here. Ou manna is ons geloof, maar elke dag vars by U hoor is wat ons nodig het, sodat ons harte begeer, is wat U vir ons wil gee, Here. Dankie daarvoor. Ons het U lief. Kom gesels, Heilige Gees. Amen. Amen. Saai, dankie span. Saai, goeienaand almal. Kyk, kry iemand koud hier binne? Is almal okay? Skryf maar lank nader aan jou man. Boys, ek het julle. It's a joke. Ek het die aircon vir die manne aangesit dat hulle vrouens nader aan hulle kan sit. Kan ek my water kry asseblief, Janine? Baie dankie. Ek great ons vanaand gesels ons oor jou profetiese kultuur en wat ek in my hart voel en wat baie belangrik is dat as ons nie 'n profetiese kultuur kweek nie, as ons nie as leraars konstant probeer sien wat die Here sien en waarmee hy besig is en julle in 'n profetiese rigting indruk nie, sal die profetiese dood gaan in 'n gemeente. Okay. En van al die gawes was Paulus baie duidelik, smag om te profeteer. Hy sê smag die beste gawe en hy noem dit profeties. Okay. Hy sê smag daarna. Soos ek vir jou vra, nou as jy by ons al langer as 2 dae is, kan jy profeteer. Dis soos tot die blompotte hier profeteer. Amen. Die blompotte het nou amen gesê. Het julle gehoor? Ons wil 'n kultuur vestig waar dit maklik is om die stem van die Here te hoor, waar dit vir jou gemaklik is, maar waar dit ook veilig is en dis waar ons vanaand gaan kyk. En ek is opgewonde daaroor. Okay. Ek bedien vorige keer by 'n ander gemeente bedien het by Hillsong toe maak ek 'n grap en ek lei hulle op om die stem van die Here te herken en ek sê vir hulle hoe groet profete mekaar. En julle ken die stupid grapie al lankal, maar die profete sê vir mekaar, dit gaan goed met jou, gaan dit met my, verstaan? En hulle skryf dit toe wragtig neer as 'n teaching. Ek was just, that was a joke, don't write it down, that was me making a stupid joke, I'm sorry for that. So, ek dink is funny. In 'n geval, offergawe skrif, blaai vir my saam na Galasiërs 6 vers 7 toe. Ek dink een van die goed wat jy, ek sê baie keer vir ons, die toppunt vir my van die profetiese, die hoogtepunt van die profetiese, is wanneer jy die Here toelaat om met jou te gesels oor finansies. Amen. Ek het so 2-3 maande terug, toe, langs die rekord, ek het vir my 'n spesiale horlosie gekoop 'n paar jaar terug, wat uit 'n oorlog uitkom, ek het dit gaan search, die horlosie gekry, amazing. Ek trade die horlosie vir 'n baie duur horlosie, en in 'n diens sê die Here vir my, haal die horlosie af en gee dit vir 'n ou. En dit is so R75,000. En ek haal die horlosie af, en ek onthou, ek staan daar, en ek sê, Kashitirabatosorotos. Here, en die Here sê vir my, haal hom af, ek sê, Karabasorotos, kom ons wees dit in die teenwoordigheid van die Here, nou hoop ek iewers sê vir my nee. En ek haal dit af en ek gee dit vir hom, en die volgende momente slaan die Here se teenwoordigheid die ou, dat hy onbeheers begin huil net, en die Here is te besig met hom. Die punt is net, wat wil ek vir jou sê? Galasiërs sê vir ons die volgende, Galasiërs 6, 7 en 8, en hy sê,
Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat 'n man saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal die gees die ewige lewe maai. Ons wil gee op die stem van die Here en hom toelaat om met ons te praat. Amen. Hoe ook al, waar ook al, wanneer ook al. Die toppunt van die profetiese, hoor my gaan mooi, is wanneer die Here kan begin hoor op finansies en op net goed wat hy met jou praat oor. As jy hom daar hoor, is al die ander maklik. Want Mammon is 'n god. En Mammon gaan altyd vir jou sê, hou vas, wees 'n opgaardam, maar die Here wil hê ons moet hom kan hoor. Kom ons bid oor ons offergawes. Here, dankie dat net wat ons saai sal ons maai en help ons om te bid oor ons finansies. Help ons om te gee soos U ons lei en help ons om nie opgaardamme te wees nie, maar riviere van lewende water, strome wat net mense seën. Ons is geseën om 'n seën te wees. Here, waar dit hierdie week ons tiendes en ons offergawes is, Here, spesifiek ons tiendes, help ons om gehoorsaam te wees aan U, dat die natuurlike die bonatuurlike raak. In Jesus naam. Amen. Kom ons neem op en kom ons kyk na Markus 16. By die werksplek. Op 'n uitreik. By die werk. By 'n selgroep. In die werksplek. By die kinderkerk. By die werk. In Malawi. In the Bible College. By die werk. By die werk. By die skool. By die ys. By die massa uitreik. Die onderskeiding van geeste. Velkanker wat genees het. Demoniese bevryding. 'n knie wat genees. Siektes wat genees word. Kinders se seerplekke wat genees. Die geneese van kanker. Iemand wat nie kon praat nie, was genees. Kanker wat genees het by 'n jong seun. Iemand wat bevry word van 'n demoon. Ek het self genesing ontvang. Blindes wat sien. Thomas wat weer praat. Mamma se oogie is seer en Jesus het dit beter gemaak. Vriende, ek nooi vir ons Markus 16 kursus. Ons gaan julle leer om demone uit te dryf in 'n wêreld wat so okkulties is, waar die vyand heers onwetend, waar mense demone het en hulle kom dit nie agter nie. Het jy meer as ooit nodig om Markus 16 te kom doen, om opgerig te word, geaktiveer te word en die tools te kry om kragtadig gebruik te word deur die Here. Maak te gebed saak, ek's opgewonde met 20 jaar se ondervinding om jou te leer om vir siekes te bid en demone uit te dryf. Hoop ek sien julle almal daar. Okay. Great. Ek dink nou net terwyl ek al staan, wanneer was my eerste demoon wat ek uitgedryf het? En ek onthou dit was toe ek 21 was. My 21ste verjaarsdag het ek in Woester, een of ander gemeente daar, ek dink dit was 'n eentjie gemeente, het hulle vir my in die woeste, in daai saal het hulle vir my 'n partytjie gehou, want ek was toe al in die bediening, en ek was op diensjaar vir Christus, en ek onthou daai jaar was die eerste demoon wat ek uitgedryf het. So, ek's nou 46, en ek weet dit lyk nie so nie, maar ek is regtig 46. En dis meer as 20 jaar se ondervinding in bevryding en genesing en duisende getuienisse wat ek in Markus 16 met jou gaan deel. Nie al die getuienisse nie, want dit gebeur die hele tyd. Ek kan nie voorbly met wat die Here doen nie, maar ek gaan jou leer om vir siekes te bid en genesing te kry en genesing te hou, en ons gaan jou leer om demone uit te dryf en vry te bly daarvan. So moet dit nie mis nie. Dit is meer as R100 werd. Dit gaan jou lewe verander. Dankie vir die amens op dit. Kom ons begin sommer eerste, en ek wil jy met saam my blaai, my opskrif, hou jou profetiese kultuur. Nou, as ek vanaand vir jou vra, waar het jy al ooit die profetiese ontmoet? Of ek onthou, jare terug, by Johannes se pa, Wilhelm Notnagel, dis 'n interessante saak van, Notnagel. Waar is die Notnagels van Johannes? Waar is julle oorspronklik van?
Duitsland. Ja. Jou pa het so vrede kyk partykeer, ja. Ek grap. Sy pa was een van my mentors gewees. Maar ek onthou, een aand bedien ons in Riversdal en ek onthou die aand, as sê hulle vir my, bly nog net 'n rukkie, kom iemand vanaand profeteer en ek was soos, dit is bietjie weird. En in my hart het ek dadelik net 'n branding gevoel. En daai aand, toe profeteer daar 'n vrou oor my, baie van die goed wat gebeur het vandag in my lewe. Sy het begin met bevrydings, gesê het gaan baie sterk wees, genesing, die gawes, dit. Maar daar het ek die eerste proe hiervan gekry en ek was soos, hierdie is so cool. Hierdie is so amazing dat die Here nog praat vandag. Ek onthou, ek moes 'n keuse maak op die branding in my hart daai aand. Nou weer eens, ons praat oor jou profetiese kultuur. As jy nie die profetiese kultuur aanwakker nie, gaan dit doodgaan. Die genadegawes is deur die gewoonte geoefen. Met ander woorde, Paulus praat op 'n stadium, ek dink met Timoteus, ek is nie heeltemal seker nie, dan het dit daai voorberei nie, en hy sê vir hom, jy moet die gawe wat in jou is aanwakker, jy moet aanblaas, jy moet aanhou hiermee. En dis kom dit super belangrik is, om gereeld profetiese aande te hê, gereeld oor die profetiese te praat, gereeld oor mekaar te profeteer, gereeld geleenthede daarvoor te maak, oop te wees as leraars vir die profetiese, en ouens te leer om dit reg te doen. Okay. Nou weer eens, my toets altyd of die Here praat, is eenvoudig. Blaai vir my saam na Lukas 24 toe. En hierdie toets kan jy altyd gebruik, hierdie is soos solied soos dit kan kom. 'n hart wat brand, 'n hart wat brand. Nee? En hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Wat het gebeur? Jesus het saam met 2 ouens op die pad geloop, en hy deel met hulle, maar hy is in sy verheerlikte liggaam en hulle herken hom nie. Maar hulle sê, toe u praat, het ons harte nie gebrand nie. So waar wil ek begin om vir jou te sê, dat wanneer dit die Here is, gaan jou hart brand, al verstaan jy nie heeltemal die profetiese nie. Maar wanneer dit nie die Here is nie, gaan dit platval. Jy gaan sê, ek hoor jou. Maar ons het niks wat in my hart gebeur nie. Nou wie het die gees van die Here in hom? En ek en jy. So wanneer ek vir jou iets sê, nee, wanneer ek vir jou woord gee, gaan dit in jou hart resoneer of nie. Die woord as sulks hoef nie sin te maak nie. Ek onthou jare terug iemand van 'n profetiese woord, JC, jy gaan jou eerste gemeente gaan 'n Engelse gemeente wees. Jy moet Engels leer. Jy gaan met internasionale sportouens werk. Die Here sê, begin Engels leer ken. Ek sê, waar is daar in my pa geboor en ek het geboor en ek het Bible College gedoen, ek het oor naweke geboor. Ek was boer. Nee? En 2 jaar na dit kom 'n ou by my en hy sê vir my, Jace, julle ken die storie, High Performance Center by Tikkies, ons wil hê jy moet met internasionale sportouens werk, ons te kerkies ook om help. 2 maande in my tyd wat ek daar was, toe bedank hy, toe move hy Kaap toe gee hy die gemeente oor vir my. Internasionale sportouens en ek moet in Engels spreek elke Sondag. Skielik sit ek met 'n gemeente met sportsmanne. Okay. Nou hier is die realiteit. Het dit vir my sin gemaak op die tyd? Weird man. Okay, hoe gaan ek nou Engels spreek? Dit was net 'n toets en dit was net 'n tydperk en nou die Here my weer na die lig toe gebring, Afrikaans. Amen. Maar iets in my hart het gespring. Nee? Soos Erik, as ek na jou kyk, sien ek dat daar 'n gordyn besig is om op te lig. Die Here is besig om te openbaar wat hy by jou doen. Dis nog nie heeltemal nie, daar's stukke wat jy begin sien en ons 'n deel wat nog heeltemal toe is, maar ons verseker 'n deel wat begin ooptrek, wat die Here begin wys. Saterdag met die uitreik toe ek sê jy's 'n leier, jy moet 'n groep lei, was daar ietsie van wat die druppels van wat die Here begin wys. Daar's is 'n lig wat op dit is, maar daar is 'n skaduwee nog, daar is 'n deel wat die Here nog nie wys nie. Okay? Resoneer dit met jou hart?
Ja, jy kan nie ook sê, dis fyn, dan verloor jy net jou werk, maar ek meen. Ek geniet regtig wat ek doen. Okay, so het julle dit. Wat is die eerste toets altyd? Voel ek lewe op dit, ja of nee? Voel ek, dat spring jou hart wanneer iemand met jou iets deel wat hulle voel die Here is. Nou gaan van die groot profetiese skrif, en ons gaan nou 'n paar stukke daar uithaal. 1 Korintiërs 14, gaan van sin toe. Ons moet hieroor praat, ons moet gesprekke hieroor hê, ons moet mekaar leer hieroor konstant. En ons moet dit oefen. So hier is die ding, ek wil dit ook net op 'n profetiese kultuur vestig. By ons gemeente werk dit so, mag jy enige tyd vir iemand 'n profetiese woord gee? Ja, net nie in my diens nie, ek preek nou, jy bly stil. Okay. Maar wanneer jy 'n woord het vir iemand, is jy meer as welkom na die tyd met hulle te kom deel, maar hiervoor waar daar 'n bedieningsspan lid saam met jou is. Okay. Baie keer as jy sê, ja, maar ek het 'n woord en ek gaan dit privaat daar agter deel. Nee, my chom, nie in my kerk nie. Okay, hoekom nie? Iemand moet daar wees vir beskerming en toets. Okay, iemand moet daar wees om my woord te weeg en seker te maak dat mense nie seer kry in dit nie. En kom ons sê, jy sê vir die ou daar, ja, die Here het my gepraat. Is my man. Dan is ons daar om te sê, nee, dis nie ons te doen nie. Okay, dis nie ons profeteer nie, dis nie die Here se hart in dit nie. Maar maak dit sin vir jou? So laat ons almal toe, ja, maar is daar materiaal saam met dit? Ja, want ons wil dit veilig hou. Okay, so kom ons begin met Korintiërs daar. 1 Korintiërs 14, ek gaan 'n paar stukkies daar vir jou uithaal. So hy praat oor tale en hy praat oor die profetiese hierso, is die konteks. En ons gaan elke keer wanneer hy oor die profetiese praat, dit gou lees. 1. Jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. So wat sê hy? Is die 3 goed daar wat belangrik is. Liefde, najaag, geestelike gawes, maar veral om te profeteer. As daar een gawes wat jy regtig na toe moet smag, is die gawe van die profetiese. Steek almal julle hande op. Kyk dat julle arms het, wie smag na die profetiese? Sien, amen. Okay. So daar's 'n plek waar ek en hoe doen jy dit? Wel, maak die profetiese deel van jou lewe in alles. In alles. As my kind van my vra, "Pappa, kan ek na daai ding toe gaan? Het jy gebid daaroor?" Wat sê die Here? Het jy 'n woord van die Here? Het jy vrede? Gister loop ons op 'n stadium om 'n draai en ek ervaar dadelik tog 'n kar om die draai kom en die ou gaan roekeloos wees. En ek sê toe vir die 2 jongere wat saam is, kom maar die pad uit, daar gaan 'n kar om die draai kom, die volgende kom die kar om die draai gejaag, het so ietsie. Ek sê vir hulle, julle moet leer om die heeltyd die Here deel te maak van alles wat julle doen. So hoe kry ek 'n profetiese kultuur? Maak dit deel van jou lewe. Maak dit jou kultuur. Ek en Janine bid oor baie goed. As ons nie vrede het nie, as ons ongemaklik is daaroor, dan doen ons dit nie. As ons gemaklik is, dan gaan ons daarvoor. Maar alles groot besluite en partykeer sommer net eenvoudige goed. By ons is dit 'n tweede natuur, amen, of ons eerste natuur. As hy vir my iets sê, so ruk terug, my kinders weet dit nou al, so hulle speel ook die kaart. Bel sy my, waar was ek? Malawi. En dan jy, ja, hy voel sommer die storie vooraan. Sien, dis hoe jy profeties is in hierdie gemeente. Waar was ek? Ek voel jy was in Malawi. Bedieningsspan materiaal, dis hoe dit moet lyk. My kinders bel my en hulle sê vir my, luister, hulle wil diertjies hê, hulle is op een of ander stupid mark, waar daar diertjies is, weggooi hondjies en goedjies. Ook om sê ek is stupid, wie doen dit? Nou kom ook kindertjies aan, nou goed nie, hy sien nie, nee? Dis presies wat gebeur het. En dadelik is my antwoord, nee. En wat doen my kleinste seentjie of my tweede enetjie? Hy sê reg, en hy gaan bid. Hy kom terug, hy sê vir Janine, ek moet dringend met pappa praat. Hoekom sê nee, die Here sê ja, so hy moet luister. Nee? Nou bel hy my, en hy sê vir my, pappa, ek het gebid en Jesus het ja gesê.
En dadelik sê die Here vir my, ek het ja gesê, so hou op. En ek word stil, ek sê vir hom, dis reg, maar jy weet pappa hoor ook die Here, né? Nou bid ek, sê ek, Here, die Here sê vir my, ek het vir hom ja gesê, so jy sê ja. Ek bel Janine terug, ek sê, hey, hy sê die Here ja. En nou het ons klomp diere by die huis. Vanoggend wakker geword met een op my. Sy naam is Korokkie, ek check. Die kat is op my. Wat is kat se naam nou? Grietjie. Halleluja. Vanoggend toe lê Grietjie op my. Die kat, dit is net reg kry vir online. Ek weet ons ouens in die wêreld wat soeke knippe, hulle het 'n paar kerke om ons nou al gereview, so hulle het nog nie by ons uitgekom nie. Ons sny hulle stukkies uit en dan praat hulle daaroor. Net sê daar was 'n kat. Okay, 3de vers. Maar hy wat profeteer, spreek tot mense woorde van stigting, troos en bemoediging. Ouens, hierdie is so crucial. Julle weet by ons, jy stig, jy troos en jy bemoedig. Okay? Jy is nie 'n Ou Testamentiese profeet wat vuur afroep op mense nie. Hoekom stig, bemoedig en troos? Jesus het aan die kruis gesterf, so hy het ons sonde wat ons gaan doen en nog wat ons gedoen het en gaan doen op hom gevat, deur ons genade. Dis hoekom ons wanneer ons profeteer, deur die kruisiging, deur die prys wat Jesus betaal het, gaan ons mense stig, bemoedig en troos. Ons gaan nie verwoesting en vuur en haal en vleermuise en whatever profeteer nie. Amen. Kan daar 'n waarskuwing wees, maar dit sal mooi wees. Dit sal 'n mooi plek wees waar jy sê, Jesus, ek het ook hierdie droom gehad of daai en die Here praat met jou. Okay? Die Here sal met jou daaroor praat. Maar veral in ons gemeente fokus ons op stig, bemoediging en troos. Daar's niks wat my meer irriteer as iemand wat die hele tyd wil, that says the Lord, I see fire coming up. Ek is soos, hou jou vuur vir jouself, man. Gaan braai. Okay? Nie in die kerk nie, amen. Dis net ek wat jou kan aanvuur, maar die res van die ouens stig, bemoedig en troos. Wat sou wil ek met 'n boet gebeur van agteraf? Ons gaan aan, stig, bemoedig en troos. Okay, vers 5, gaan 5 sien toe. Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê sodat die gemeente stigting kan ontvang. So hy sê, ek wens dat julle almal in tale praat, maar nog liewer dat julle profeteer. Nou, hy praat hier oor 'n interessante ding, hy praat oor uitleg van tale, en uitleg van tale is eintlik ook maar profetiese. Okay, so uitleg van tale is ook eintlik maar profetiese. Ons bid in tale en dan beleef ons 'n uitleg op dit. Hy sê ja, so of jy profeteer. Amen. Dit mag om te profeteer. Was jy se vertaling, maar is eintlik wat hy daar sê. Of jy profeteer. Die uitleg van tale vanaf vers 12 toe. So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente, né? Hy sê stigting van die gemeente, die uitmuntende gawe, die hoogste gawe, die een wat ek wil hê jy moet gaan voor. Praat hy weer eens van die profetiese dae. Okay? Vers 24, gaan van verder af. Maar as almal profeteer en daar is 'n ongelowige of 'n onkundige wat binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel. En so kom die geheimenisse van sy hart aan die lig. En so sal hy op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. Ons moet besef, uit die profetiese kan dit die evangelistiese instrument ook wees. Dit kan 'n tool ook wees. Ek het op 'n stadium toe ons in Malawi was, nie Malawi nie, Zanzibar. Ek sien uit na Zanzibar, dit val in die winter. As ons sien, dan gaan ons aan die kant toe. Hoe cool is dit? Okay, ek sien uit na die moslems aan daai kant. Sit ek op 'n stadium by 'n ou op die strand, hy's baie aggressief, hy het 'n mes in sy hand, hy's besig om sy net reg te maak en
Ek het vroeër in die dag verby hom gestap en vir hom gesê, can I speak to you about Jesus? En hy sê, no Jesus, no Jesus. En wragtig later die middag toe ek op die strand loop, toe sit hy daar en hy is besig om net te... En ek sê vir hom, can I have a moment to just speak to you about Jesus? I say, I don't have time. Ek sê, but it's fine, you continue working and I will just speak and maybe there's something that falls in your heart. Werker, as ek besig om met sy skerp mesie hier so die goed reg te maak. In die volgende moment sê die Here vir my, hy's 'n weeskind. Sê vir hom hy's 'n weeskind. Hy weet nie wie sy ma en pa is nie, hy's weggegooi. Ek sê vir hom, die Here van die leerskare wys vir my jy's 'n weeskind. Jy's weggegooi. Maar daar's 'n God wat jou nie weggegooi het nie. Ek begin met hom share en die volgende oomblik raak hy doodstil. En bietjie wit. En ek vra toe vir hom, is it right? I say yes. I say that was Jesus that spoke to you prophetically. Onthou in sy hart praat die Here en wat gebeur? Die geheimenisse van sy hart kom voor en hy val op sy gesig. Hy het nie op sy gesig geval nie, hy het gesê, no Jesus, en ek het dit daar gelos, maar ek weet, Jesus het daar, my vriend, saad gesaai wat hy nie gaan uithaal nie. Die res van sy lewe gaan hy dink aan hierdie Jesus wat hom gepraat het, want niemand anders kon dit al reg gekry het nie. Okay? Nou, partykeer van ons plant, van ons maak nat, van ons oes. Jy moet dit besef, partykeer plant jy net 'n saad, en die Here sal nat maak en laat opkom, maar jou verantwoordelikheid tot in die profetiese smag, en die smag van die profetiese, is om saad te plant in ouens se harte. Venus praat oor 'n profetiese kultuur, en ek deel spesifieke goed met jou om die profetiese gesond te hou. 25 het ek met jou gedeel, maar gaan vir dan net verder af na vers 29 toe. Laat 2 of 3 profeteer, spreek, en die ander dit beoordeel. So wat sê hy? Hy sê ons moet op 'n plek kom wat ons die profetiese woord oordeel. So wat gaan ons vanaand doen? Nou, is ons gaan getoets. So as jy al iets by die Here gehoor het, of jy's nie seker oor 'n woord wat jy ontvang het nie, maar ek wil spesifiek woord wat jy by die Here gekry het, jy profetiese gevoel het die Here praat met jou, nê? Wil ek hê jy moet vanaand ons gaan in groepe indeel, en net vir ouens sê, hey boys, ek het gevoel die Here sê hierdie vir my, hierdie is 'n profetiese woord wat ek by die Here ontvang het. Okay, wat wil ons dan doen? Ons wil dan saam met jou dit weeg, saam met jou dit beoordeel, saam met vir jou kyk of dit die Here is. Okay? En as dit nie is nie, wil ons sê jy moet ophou jou eie stert hardloop, soos 'n hond partykeer hardloop ons jaag ons eie stert, nê? Dis nie die Here nie, maar hardloop in 'n sirkel en jy is môreoggend gaan jou kry, jong. Jy gaan nooit daarby uitkom nie, want dit is nie die Here nie, want die Here hou waak oor sy woord. As dit nie die Here is nie, is daar niemand wat waak hou oor die woord nie. Dit gaan nie in vervulling kom nie. Maak saak of ek dit profeteer nie, maak saak of ek dit glo nie, maak saak of ek dit nie bid nie. As dit nie die Here is nie, gaan dit nie lewendig word nie. Maar as dit die Here is, hy bou sy koninkryk. Hy is die een wat dit doen. Amen. Wie is oop daarvoor? Okay, geen nie regtig om nie, ons gaan dit doen. Ons gaan die deure sluit, ons gaan dit doen. Ek wil net verder aangaan. Maar as daar iets geopenbaar is, en 'n ander wat daar sit, laat dit eers swyg. Ons stop gevindig daar. So baie keer, en ek gaan dit dalk op ouens se tone trap, maar mag ek dalk jou toon breek en jy maniere kry. Baie keer sit ouens sê, ek het 'n woord, ek moet nou die woord deel. Nee, jy moet nie nou die woord deel nie, jy moet nou shut up. Okay? Ek het al soveel keer gesien waar ouens die struktuur van 'n diens heeltemal vergooi, want die Here van die leerskare het nou met hom gepraat en hy moet nou antwoord. Die Bybel sê, bly stil. Inteendeel, net die vers na dit, so ek wil hierdie ding sommer vastrap, want dit het nog nie met ons gebeur in die gemeente nie. Maar my vriend, as jy hier opstaan en jy wil die mic vat, gaan ek jou saggies met neersit. Amen? Okay. Ek geniet kickboxing deesdae. Ek doen dit nogal so 2-3 keer in die week in die aand en dit is vir my baie lekker en ek het iemand nodig om op te oefen. So as iemand hier opkom en hy gryp die mic en hy stamp by die pad uit, gaan ek jou saggies met neersit en 'n nooit vir jou jammer sê. Maar ek sien soveel keer dat ouens dienste heeltemal vergooi en weird raak omdat hulle nie hierdie verstaan nie. Kom ons lees verder. Maar as daar iets geopenbaar word, as jy het gelees,
Want julle kan nie almal, want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. En die gees van die profetiese is aan die profeet onderworpe. Wat sê dit? Jy kan jouself beheer, die profetiese is aan jou onderworpe. Ek sit vandag so met iemand in kuier en die ou sê vir my, ja, ek ken hierdie ou, hy spring by kerke in die diens op, en dan begin hy kliphard in tale bid, en dan lê dit sommer self op, en hy gooi die hele diens uit mekaar uit. En hy doen dit altyd. Ek sê so, as dit wil, dan sal ons net vir hom sê, my vriend, totsiens. Is dit onskriftuurlik wat hy doen? Nee, dis nie. Maar is daar tyd en plek? Ja, en sal dit aangekondig word deur die ou wat die Here die leraar maak om die diens te beheer? Ja. En is die profetiese onderworpe aan die profeet? Ja. En moet 'n ou partykeer stil bly en wag tot jy toestemming kry? Ja. Maak dit sin vir jou? Ons lees verder, dat dit net vir 'n bietjie opgaan. Miskien is ek so aggressief is oor hierdie, maar dit is vir my baie erg. Want ek sien veral by kleiner kerke waar ouens gaps van geleenthede vat en 'n hele diens omvergooi en die leraars naderhand nie meer weet wat om te doen nie, want hierdie ou dink nou I've arrived. Okay. Kan ek 'n grappie vir julle vertel? Okay. Ek hoor nou dag, ek het hierdie grappie al vertel, dalk in privaat. Maar die ou maak 'n grappie, hy sê so, die Here praat deur 'n donkie. Amen. In die Bybel. Hy sê nou praat die Here een keer deur jou, en nou het ons baie jackasses daar buitekant wat kerke begin, want hulle het een keer die Here gehoor. Nie snaaks vir julle nie, ek dink dit was baie snaaks. Omdat jy die Here een keer gehoor het, is nie te sê dat jy geroep word nie. Omdat jy die een keer gehoor het, is nie te sê dat jy die uitverkorene is van die stem van die Here nie. Omdat jy die Here 10 keer gehoor het, gaan jy nog steeds maniere hê in die geesrealm. Dis eintlik waarop dit neerkom. Wat dink ouens partykeer? Ek dink ons ouens wat ons profete in ons gemeente het amazing geestelike riglyne, amazing maniere. Hulle verstaan hulle plek, hulle gaan nie bo die apostelse gesag nie. Hier struktuur, hè? Maar ek sien in ander kerke partykeer dat die profete dink hulle hoor die Here, of hulle het die Here 1 of 2 keer gehoor, nou is hulle die stem van die Here en almal moet luister. Jesus, ouens, daar is gevaarlik. Ek het dit al soveel keer gesien. Waar ouens sê, maar die Here het my gepraat, so wie's jy om nou vir my te sê ek moet nou stil bly en ek mag nie nou praat nie. En ek voel dis 'n paar van julle dalk wat wie se toon ek net trap wat dink jou stem is bo, verstaan. Eerste apostel, dan profeet, en dis waar die profete in lyn kom. Amen. Kom ons lees sommer die vers net na dit. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. God is nie 'n God van wanorde nie. Maak dit sin, ouens? Ek kry regtig 'n kleintjie dood as ek by 'n plek is en hier spring 'n ou op en hy het nou 'n woord en almal moet nou in lyn kom want die Here van die leerskare het nou met hom gepraat en vuur gaan uit die hemel uitkom. As ek soos my vriend. Al is dit 'n leraar en hy's nie 'n apostel nie, is jy nog steeds nie as die hoof daar aangestel nie. Al is dit 'n evangelis vir wie die Here daar die gesag gegee het, dan val jy nog steeds onder daai geestelike gesag. Jy het nie gesag bo dit nie. En die Bybel sê baie duidelik, orde, stil bly en wag tot hy vir jou toestemming gee. Amen. Okay. Hoekom is ek so radikaal hieroor? Jou profetiese kultuur. Wat sien ons baie keer? Ouens kry die kultuur verkeerd, dan raak dit 'n sirkus. As ek vir jou sê, hoeveel keer ek al toe ek nog in 'n baie groot gemeente was as 'n jong man by Neville, hoeveel keer die profete opgestaan het teen hom, en dan verwyder die Here al die profete, dan staan die volgende groep profete op teen hom, dan verwyder die Here al die profete. Net omdat hulle nie hierdie verstaan nie. Okay? Net omdat hulle nie verstaan nie. Hulle dink hulle kry 'n woord en hulle staan die gesag en autoriteit. En Neville is 'n baie nice ou, hy's glad nie soos ek nie. Okay? Ek het al in meetings gesit waar Neville begin huil as die ouens begin aggressief raak en begin, ja, maar die Here het my gepraat. Dan sit hy en huil, dan sit ek langs hom, sê ek, moet ek hulle gou net in 'n koppe klap. Dan sit hy en huil. Sê, oom, ons kan nou huil nie. Ons moet iets doen.
Die volgende week vat die Here al almal weg. Want hy is die apostel daar. Onthou in een meeting waar al klomp leraars teen hom opgestaan het en hom wou uithaal, toe sê ek vir hulle, luister, ek is nie omnewel nie, ek gaan jou wragtig om te vuislaan as jy weet en hom praat. Hy is my mentor. Ek gaan jou fisies pak slaag gee. Petrus, né? Ek gaan jou in jou onderbroekie uitgooi. En wat gebeur? Binne 'n maand toe verwyder die Here al daai ouens met een skuif, almal weg en almal vandag uit die bediening uit, nêrens nie. Hulle kerk het doodgeloop en hulle ministries het platgeval. Apostoliese gesag. Ek wens dit partykeer die een ding is, ek wens hy kon 'n bietjie meer harregat gewees het. Dan het baie trane gespaar. OK, ek het by hom geleer. So kom ons gaan aan. OK, het julle dit? OK, volgende gaan van 1 Tessalonisense 5 toe. Kom voel ek het so 'n bietjie 'n demoon vasgetrap vanaand. Ek voel net so 'n bietjie ek het een of twee ouens wat die stem van die Here hoor nou so 'n bietjie vasgevat. Net so 'n paar ouens wat gedink het I have arrived. OK. Eers vriendelik gewaarsku in hierdie gemeente my vriend. Hier is die apostoliese salwing baie sterk in apostelskap. Jy sal in lyn kom. Amen. OK. 1 Tessalonisense 5 vers 19, 20, 21. Blus die gees nie uit nie. Wat wil ons nooit doen nie? Ons wil nooit die gees uitblus nie. Ek onthou Harold, storm my by my kantoor en hy sê vir my, moenie nou wat doen jy? Sweet, ek kan nie onthou wat jy van gesê het nie, maar jy was ongeskik. En op daai oomblik was ek besig om 'n betaling te doen vir kaartjies vir die buiteland en hy sê vir my, ek het net in my kantoor gesit en die Here het vir my gesê ek moet net hardloop vir jou sê stop. Ek die fynprint gaan lees, toe staan daar dat net daai land se mense mag nou kaartjies boek, so ons sou al die geld verloor het. So ons wil nooit die gees uitblus nie, ons wil altyd oop wees daarvoor. Ons wil altyd oop wees dat die Here met ons praat. Okay. Maar daar is 'n plek waar die ouens in hulle baan beweeg. So ons wil altyd oop wees. Dis kom ek vir jou sê, in hierdie plek mag jy altyd profeteer. Jy kan altyd 'n woord by die Here kry. Jy kan altyd maar moet dit nie in die stoele doen nie, moet dit nie in die parkeerarea doen nie, want as jy buite dit wat ons doen, om doen dit hier voor waar dit beskermend is, waar dit voor almal is en waar dit geweeg kan word. Amen. So ons blus nie die gees uit nie, maar wat sê hy net na dit? Verag die profesie nie. Proef alle dinge en behou die goeie. So wat moet ons doen? Ons moet beproef. Ons moet beproef. Ons moet beproef, ons moet by die Here hoor. As jy nou met 'n kom en sê 'n woord, gaan ek altyd bereid wees om te luister. Of ek gaan jy na Janine te stuur as ek nie tyd het nie. En as sy nie tyd het nie, dan stuur ons jou na Harold toe. Amen. En dan moet hulle weeg tot in die gemeente. Jy sal bitter mis sien dat ons iemand toelaat hier voor. As jy nou met 'n kom en sê ek het nou 'n woord, gaan ek vir jou sê dis reg, maar gaan toets dit eers by Harold. As Harold dit nie release nie of Janine release dit nie, of een van ons senior leraars nie, want sy is 'n pastoor en hy is 'n pastoor by ons. As hulle dit nie release nie, en hulle kom nie na my en sê, luister Joyce, hierdie is die Here, hoor gou vinnig hier nie, gaan ons dit nie release nie. Maak dit sin? Ek dink ons het laasweek daaroor gepraat, het 'n oproep wat ons gekry het van 'n persoon wat gesê het, die Here het vir hulle gesê, hulle moet Sondag hier by ons getuig en praat. Hulle moet deel hierso. Ek was soos, okay. Nee. Wat bedoel jy nee? Stuur vir ons wat jy wil doen en ons sal gaan bid daaroor. Ons sal by die Here gaan hoor. Okay? En toe gebeur dit nie. Okay? Hoekom? Want mense wil nie die woord laat toets nie, hulle wil nie die woord laat weeg nie. Hier is die realiteit. Ek toets alles by my vrou. Amen. Behalwe as ek vir die kinders 'n four-wheeler koop en hulle is baie klein en is makliker om verskoning as toestemming te vra. Verstaan? Maar daai is iets heeltemal anderste. Wanneer dit kom by geestelike Boys, is die beste huweliksraad wat ek ooit gekry het. Dis makliker om verskoning te vra as toestemming. Amen. Ag, whatever man, whatever. Gaan van aan na Efesiërs toe.
Efesiërs 4. Vanaf vers 11. Ekskuus. Ek het nou een geskiep. Gaan eers maar na Galasiërs 5 vers 20 toe. Galasiërs 5 vers 22, ekskuus. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. My opskrif daar, karakter bo gawe. Jy moet besef, dit gaan altyd vir my oor jou karakter. As ek jou toelaat om vir my profetiese bedien of deel van my profetiese span te wees, sal jou karakter altyd getoets wees. So, tot by die bedieningsspan, as jou karakter uit plek uit is, hol ons jou af. Maak dit sin? Okay. Ons ouens wat ek toevertrou tot die voor, hulle karakter moet in plek wees. Klaar. Nee? Jou karakter moet in plek wees. Dis altyd, as ons jou kan regkry, om jou karakter in plek te kry, weet ek jy gaan die wedloop tot die einde toe deurvat. Sodra jou karakter begin vou, weet ek die gawe gaan later seer kry. Die gawe gaan later begin gaan oor klomp ander goeders, dit gaan later gaan oor jouself, dit gaan later gaan oor maar I have arrived. As ons kan bly fokus op jou karakter, gaan die gawe beskerm word. Dis altyd karakter eerste. Hey Janine. Ja, daai is 'n sterk ja. Jy het gesien, ons is nie so glimlag by nie, soos nou jy gaan 'n klomp goed nou vir jou uithaal. Ga van na Efesiërs 4 vers 11 toe. Hierdie is hierdie tipe preek wat jy weer moet gaan kyk na die tyd, want hier's baie wat ons sê. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, ander as leraars, nê? So, en dit wil ek jy moet sien, dat die vyfvoudige bediening val die profetiese ook onder dit, om te profeteer en die profetiese, wil ek jy moet in daai oog sien. So ons kan baie leer hierso uit, ons kan baie leer uit die goedheid wat hy hierso wil sê, rondom die profetiese. Eerste wil ek jy moet sien, om die heilige toe te rus vir hulle dienswerk tot opbou van die liggaam van Christus. My eerste punt is, om die heilige toe te rus vir dienswerk, met ander woorde, dat wanneer ons 'n profetiese woord kry, is daar baie keer 'n plek waar die Here jou gaan roep om te dien. Jy moet dit besef, hy gaan jou roep om te dien. So die vyfvoudiging gaan jou altyd terugwys na 'n plek toe waar jy dien. Of gaan net vir nog 'n woord. Dan gaan hy weer vir jou sê, as die ou raak hier raad is om te dienswerk. Nee, Shaul? Amen. Okay. Ons gaan aan. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbou van die liggaam van Christus. Wat het ons nou gesê? Die profetiese is verstig, bemoedig en troos. Om die heiliges op te bou. Nie af te breek nie. As die profetiese jou afbreek, sit nie die Here nie, maar sit jou opbou. Stig, bemoedig, troos. Nee? Uitdaag om jouself op te gee vir die Here. Daai is gesonde profetiese kultuur. Ons gaan aan. Tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot volwasse manne, nee? Tot die mate van die volle grootte van Christus. My tweede punt is dat hy gaan ons bring tot 'n plek van eenheid. Baie interessant. Julle is nie voor die tyd saam nie, maar ons bid oor elke diens. Bid ons saam. En al die woord wat ons voor die tyd kry, is in eenheid met mekaar. Nee, jy kan hoor hoe dit 'n kanaal van dit is amper so ketTINGS van liefde wat die Here sê, dit is in eenheid, die Here praat oor saad, hy praat hieroor, hy praat daaroor. Jy kan voel in die middel van dit is daar eenheid van Christus wat die Here losmaak. By ons in die profetiese is nie sommer iemand wat
radikaal iets anders te sien en daar in die bos, Jesus om met rom te slaan nie. Ja, so way out nie. Dis baie keer almal dieselfde in eenheid, ons hoor dieselfde, want dit is dieselfde Gees. So, die profetiese gaan nooit oneenheid bring nie. O, die Here sê, daai pastoor, wees versigtig. Nee, hardloop. Ja. Hy my vriend, ons is so akkuraat, ons skiet van ver af met hom. Hardloop, ons gaan vir jou kry. Al wat ek net sê is, die profetiese gaan nooit oneenheid bring nie. Die profetiese gaan nooit oneenheid saai nie. Die profetiese, en as jy in daai trap gevang het, dan repent voor die Here. OK? Wanneer jy nie meer in eenheid is nie, verwyder jouself. As jy 'n woord het van die eenheid hierson nie, dan verwyder jy jouself. Gaan soek dan 'n plek waar jy in eenheid is. Maar ons sal nooit profetiese oneenheid saai nie, tot as jy na my toe kom en sê, daai gemeente sê ek wil nie iets hoor nie. Ek weet die battle wat ouens deurgaan en ek weet die battle wat pastoor het en ek weet hulle is nie perfek nie. Kom ons bid vir hulle. Amen. OK. So eenheid. Kennis van die Seun. Die profetiese gaan jou altyd op 'n plek kry waar jy meer leer ken, meer leer Jesus meer leer ken. In die profetiese gaan dit altyd terugwys na hoe lief Jesus jou het, dat hy eintlik betrokke is in jou lewe, dat hy jou sien, dat hy aktief is, dat hy die God is wat lewe. Daai is gesonde profetiese. Dit wys altyd terug na Jesus in jou lewe aktief besig. Maak dit sin vir julle? Ja. So vers 14, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering. Stop gou vinnig daar. Die profetiese leer jou onderskei watter woord is die Here en watter woord is nie die Here nie. Weet 'n oormatige vrede met meeste van die goed wat ek gesê het, behalwe die kickboxing. Die ander nie van julle hande nie. Kry julle koud. Die punt is net, dat jy sal sien, dat die Here ons, die profetiese, en ek wil eintlik dit sê, die profetiese en die woord van die Here gaan nooit teen mekaar wees nie. Ek maak dit duidelik vir jou. As jy iets sien wat teen die karakter van die woord van God is dit jy wat dit sien of die duiwel wat deur jou werk? Hallo. Die Here praat nooit teen sy woord nie, want dan is die koninkryk van God teen mekaar verdeel en kom dit tot 'n val. Die Here sal altyd, die woord sal altyd bevestig dit wat jy sê. So wat is my weegskaal? Kan ek dit wat jy sê optel in die karakter van die Here? Dis eenvoudig as dit. As jy by my kom en sê, die Here wys my dat hy jou gesin gaan slaan met siekte en armoede is jou deel en hy gaan jou verwoes, want jy het iewers sy stem gemis. Ek het al so 'n woord gehad, hoe lag ek vir die ou? Want hy vra vir my, was dit akkuraat? Hy sê ek vir hom, so akkuraat soos my hond, ja. Of my kat. Wat sou ding se naam weer? Grietjie. Sorry, wat is die geliefde kat se naam? Grietjie. Wat my 3 uur vanoggend wakker gemaak het. Ek love diere. Ons kry daar uit, vir al skape en vir alles het eindig in choppies. Die eerste steaks. Okay. Ek gaan net daar stop. So weer eens punt 14 daar, is baie belangrik, dat jy verstaan, dat die gawes, dat die roeping, dat die 5voudige roeping en die profeties is in die middels is. So die profeet as 'n roeping, maar ook die profetiese salwing, gaan altyd gekoppel word aan suiwer leer. Dit gaan nie teen die woord van God gaan nie, nee. Nog 2 verse vir jou daar wys. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in liefde, jy kan hoe skerp profeties wees,
as jy die liefde nie het, gaan niemand na jou luister nie. Ja. Partykeer is ouens na my toe kom en ek sal hulle vasstrap profeties. Ek sal vir hulle akkurate woord gee waar die Here hulle eintlik uitsorteer. Hulle sal uitstap en sê, hierdie was net so lekker saam met JC. O, ek kon die Here voel. En dan 2 dae nader dan sê hulle, wag gou 'n bietjie. Uiteindelik my vasgevat. Okay? Maar JC ons vat nie mense vas nie. Nee, daar kan 'n plek wees waar die Here waarsku. Maar dit gaan nie deur julle almal kom nie. Dit sal deur die leierskap kom waar daar waarskuwing kom vir iemand, want dit kom uit gesag uit waar die Here praat. Amen. Okay. Maar die liefde deel is super belangrik. Laaste een, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg is en saam verbind is deur die ondersteuning van elke lid, gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate groei en die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Weereens liefde daar. Okay, so het julle dit? Ek het hordes genoeg gesê, opleiding, eenheid, kennis van die Seun, nê? Lering, profetiese lering, opgroei in Jesus en dan liefde eindig hy mee. Amen.